Goeiemôre vriende, so hier op Dinsdag die 16de Desember 2025. Kom ons raak so net so vir 'n wyle stil. Here God, baie dankie dat U, wanneer U 'n belofte maak aan U kinders, U dit nakom. Here, ons twyfel nooit aan U trou nie, omdat U ja is en U nee is. Here, wanneer U sê dat die Messias sal kom deur die profete, kom hy inderdaad in die Nuwe Testament in hierdie adventtyd word hy gebore. Wanneer U beloof dat iemand ons sonde sal wegneem, die verlosser, die saligmaker, stuur U God, U self in die gestalte van 'n mens, in die gestalte van Jesus Christus, wat gebore word as 'n mens, wat terselfdertyd God ook is. Daarom bely ons as kerke deur eeue heen, ons glo in God die Vader, ons glo in Jesus, sy Seun. Dankie Here dat U 'n belofte maak dat U inderdaad weer sal kom. Dat U 'n belofte gemaak het dat U die Heilige Gees vir ons sal gee. En die een van die beloftes het U nie nagekom nie, het almal nagekom. En vandag op geloftedag, Here, waar dit nie gaan oor 'n rasding nie, waar dit nie gaan oor enigiets anders as 'n klompie gelowige mense wat bymekaar gekom het en 'n gelofte aan U gedoen het, omdat hulle geglo het aan U nie. Here, en daarom wil ons ook vandag bietjie stil staan, inderdaad by wat glo ons en wat beloof ons en wat moet ons doen om daaromtrent. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, hierdie geloftedag is natuurlik geweldig verpolitiseer, né? Dit is so. Dit is so, dit kan ook baie maklik 'n rasding gemaak word tussen boere en Zulus, die Zulus van daai tyd, né? Maar vriende, wanneer jy gaan kyk na hierdie groepie mense wat op geloftedag 'n belofte maak voor God, gaan dit nie oor kleer nie. Gaan dit oor hulle is in die moeilikheid, hulle voel hulle is by, daar's 'n oormag mense daar, liewe vriende, wat hulle wil doodmaak. Hulle is in benoudheid, hulle weet hulle is eintlik totaal outnumbered, soos die Engelsman sê. En al wat hierdie klompie gelowige mense weet, is hulle moet vir God vertrou. Hulle het geen ander uitweg nie, daar's geen ander manier hoe hulle uit hierdie stryd gaan uitkom as om God alleenlik te vertrou nie. Dan gaan hierdie klompie gelowige mense, liewe vriende, dan maak hulle 'n belofte aan God, 'n gelofte. Hulle sê: "My broeders en medelandgenote, hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en eer van die oorwinning aan hom te gee." En vind ek en jy kan nou hierdie ding hiernatoe en ons kan nou daai dinge hierdie kant toe panel beat. Die ding is, ek en jy, vriende, het 'n belofte gemaak. En ek dink is 'n baie mooi iets in ons land om hierdie dag 'n dag van versoening te noem, né? En ek dink die versoening is belangrik dat ons vir mekaar kom sê, yes, God het daai dag definitief hierdie groepie mense se beloftes nagekom. Maar vriende, versoeningsdag sê ook, maar weet julle, ons moet ook vir mekaar in hierdie land wat so gepolariseer is deur rasse, liewe vriende, moet ons vir mekaar kom sê, maar die Here het ons ook vir mekaar gegee. Die Here het ons vir mekaar gegee, en waardeur word ons gebind? Ons is 80% Christen in die land. Ons word gebind deur die bloed van Jesus Christus. Ons word gebind deur die feit dat ek en jy glo in die jaar 2025 aan God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Dat ons glo in die jaar 2025 dat Jesus vir ons kom sterf het aan die kruis en dat ek en jy alleenlik toegang tot God het deur Jesus Christus. Daarom kom sê Jesus, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie.
Om en op hierdie versoeningsdag moet ons vir mekaar kom sê, ons moet hande uitreik na mekaar toe, liewe vriende, in ons land wat gepolariseerd is, en sê, onthou ons is mede-kinders van God, ons is mede-Christene, kom ons reik die hand uit, want God het ons almal lief, of ons wit is, of ons bruin is, of ons swart is, of ons Indiër mensies is, of ons Chinese is, of ons Japaneese is, Congolese is, Zimbabweërs is, wie ook al, ons is kinders van God, dat die liefde van God deur ons vloei. Maar dit vat nie weg, vriende, dat daar 'n belofte gemaak is, en daai belofte moet nagekom word. As ons na die Bybel gaan kyk, is dit baie duidelik, né? Hy sê hierso, kom ons vat maar net Prediker, en sê hy, as jy 'n gelofte aan God doen, moet nie versuim om dit te betaal nie. Dis beter dat jy nie 'n gelofte doen nie, as dat jy 'n gelofte doen en dit nie betaal nie. So dit wat daar gedoen is, liewe vriende, daai gelofte wat gemaak is, moet ongelukkig moet dit betaal word. Dit is 'n gelofte wat gedoen is. Dis nie uitsluitend nie, dis insluitend, want ek dink die geloftes en die beloftes wat ons as kinders van die Here maak, liewe vriende, weer eens oor alle rasse heen, moet ons vir mekaar kom sê, moet ons nooit maklik maak nie. Moet ek en jy nooit, liewe vriende, net maak onbewuslik nie. Daarom kom sê, op 'n stadium kom sê die Here vir ons, ek dink amper dis Nuwe Testamenties, waar hy vir ons kom sê, dat ek net vinnig kyk, waar hy vir ons kom sê, weet jy, jou ja is jou ja, en jou nee is jou nee, wat ek net in die gebed ook genoem het, hè. Jou ja is jou ja, en jou nee is jou nee. En vriende, ek dink, ja, dit is daar nie so, ek het hom gedag, ek het hom gehad. Dis in Matteus 5 vers 37, laat julle ja, ja wees, en julle nee, nee. Hy kom sê in Psalm 116 vers 14, my gelofte aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk. Vriende, die beginsel wat ons uit hierdie gesprek uit moet vat vandag, is moenie 'n belofte aan God maak as jy hom nie gaan nakom nie. As ek en jy 'n belofte aan God maak, kom hom na. En vriende, daar waar ek en jy daarso by Bloedrivier daai belofte gemaak het, of waar ek nie ken my geskiedenis be heeltemal presies waar is die belofte gemaak nie, nee. Kom maar die belofte na, hoor. God is nie ons speelbal nie. En weer eens soos ek sê, dit moet nie 'n rasse ding wees nie. Dit is 'n geloofsding. Geloofsding wat deur 'n groepie mense op daai tyd, op daai tydstip aan God gemaak is, toe hulle gedink het, hulle gaan dit nie oorleef nie, hulle gaan dit nie maak nie. Vriende, daaraan moet ons vashou. En as ons dit dan in die jaar 2025 vat en neem, moet ons vir mekaar sê, ook in hierdie tyd, as jy belofte maak, maar kom hom na. Kom hom na. Julle ken 'n bietjie my, vriende, ek het 'n belofte gemaak in die Here Standaard 1, hoe stupid dit ook al mag klink, en vir baie mense, dit klink dit stupid, ek wil sê as ek 80% in Standaard 1 kry, ek wil nooit in my hele lewe predikant word. As ek 80% in Standaard 1 kry, graad 3 vandag, op die 4de trap van die 2de verdieping van Handhaaf Laerskool in Uitnag, dan sal ek 'n predikant word. Ek kon in my hele lewe nie loskom van daai belofte nie, nooit nie. En daarom vir myself, vriende, is wat jy vir my vra, en daarom, as iemand met my oor 'n belofte praat, ek weet nie wat om vir daai persoon te sê, anders as jy belofte gemaak het, kom hom na. Kom hom na. God is nie jou speelbal nie. God is nie jou speelmaat nie. As jy hom gedoen het, as jy belofte gemaak het, kom hom na. Nou, as kyk byvoorbeeld, Jefta, eintlik in Jefta se storie was 'n gevaarlike belofte wat hy gemaak het, né? Het ek net gou kyk waar staan dit, as ek dit nog reg kan onthou, het hy gesê daarso dat as iemand die oorwinning behaal, sal hy sy dogter gee, kan sy dogter geoffer word, en op die ou einde die oorwinning behaal, en die eerste persoon wat die persoon tegemoet kom, was sy dogter gewees. Ek dink is vir hom, jy kan weer gaan lees daar, ek het dit nou nie gaan lees nie, en toe het hy haar op die ouene geoffer, né? Dit is die ekstreme. Vriende, moenie maklik 'n belofte maak nie. As jy 'n belofte maak, kom hom na. Kom hom na. Mag julle God se liefde ervaar, mag julle sy nabyheid ervaar, en mag julle sy genade in oorvloed ervaar. Amen.